Goed. Nou, jy kan nog opskuif, anders sit hulle nou. Beknop. Nog, sy. Goed. So wie van julle het al daai storie gehoor van die 7 boeties en die 1 vrou? Okay, nou dit is 'n storie wat Jesus vertel het. Daar was mos die Sadduseërs. Nou dit is 'n groot naam. Die Sadduseërs was ook soos die base van die Jode. Hulle was die priesters gewees en hulle was baie, baie ryk. Hulle het nie geglo in die hele Bybel nie, in die hele Ou Testament eers nie. En hulle het gesê dat daar is nie iets soos engele nie, daar is nie 'n duiwel nie. Hulle het gesê, as jy doodgaan, dan is jy dood, daar's niks anders kan nie dood nie, daar's nie 'n hemel nie, daar's nie 'n hel nie. En hulle het gesê, dooie mense kan nie weer opstaan nie. So hulle het ook nie geglo later toe Jesus opstaan nie. En toe eendag toe wil hulle vir Jesus uitvang. Toe kom hulle na Jesus toe sê hulle, Jesus, U is mos baie slim. Nou eendag, toe was daar 'n man, en toe trou hy met hierdie vrou. Maar hy was nie baie lank getroud nie, toe gaan die man dood. En toe is hierdie vrou nou alleen, en die Bybel sê mos, Moses het mos gesê, dan moet die boetie, daai man se boetie moet dan met die vrou trou. En toe trou hy met die vrou, maar onthou, hulle het nou nie eers kinders gehad nie. Toe trou hy met sy boetie se vrou, en daar was 7 boeties. En toe gaan daai boetie ook dood, en hulle het nie kinders nie. En toe trou boetie nommer 3 met die vrou. En voor hulle kon kinders hê, toe gaan hy ook dood. En toe gaan almal van hulle dood, hulle het almal met haar getrou, maar nie een het kinders gehad nie. Toe sê hulle, so Jesus, ons het nou 'n baie slim vraag vir u. So eendag, u sê mos die dooies gaan eendag opstaan, hè? En dan sê hulle vir mekaar, maar ons glo dit mos nie. Maar die dooies gaan eendag opstaan, Jesus, so wie se vrou gaan sy dan wees? Hulle almal het dan met haar getrou. Toe sê Jesus, die rede hoekom julle sulke dom vrae vra, is want julle ken nie julle Bybels nie. En julle ken nie God se krag nie. God kan baie maklik die dooie mense laat opstaan weer. En het julle nog nooit daai versie gelees waar dit sê in julle Bybel? Onthou julle toe Moses mos by die bos gekom het, toe brand daai bos? En toe kom haar stem uit daai bos uit die vuur uit. Toe sê die stem vir Moses, Moses, trek jou skoene uit. En toe trek hy gou sy sandale uit. Want God het gesê, jy staan op heilige grond. En toe val Moses op sy gesig en hy wil nie meer in die bos inkyk in die vuur nie. En toe sê die stem vir hom, Moses, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. En toe Jesus nou met hierdie Sadduseërs praat, toe sê hy, onthou julle daai versies. God het gesê, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy het nie gesê, ek was die God van Abraham nie. Hoekom nie? Want Abraham is nie dood nie. Abraham lewe nog. Al is sy liggaam in die graf, hy's begrawe, maar sy siel lewe nog. Hy's by die Here. Toe die Sadduseërs net so doodstil gebly. Tjoep, stil. Want hulle het nie geweet wat om te sê nie. Want Jesus was reg. So hy het vir hulle gewys, daar is lewe na die dood. Gaan ou mense dood? Gaan jong mense dood? Gaan kinders partykeer dood? So het maak nie saak hoe oud jy is nie. En nou is die vraag, wat sal met jou gebeur wanneer jy doodgaan? Is daar 'n hemel as jy klaar dood gegaan het? Ja, is daar 'n hel as jy klaar dood gegaan het? Na watter een gaan jy gaan? Glo in die Here Jesus. En wie in Jesus glo, het die ewige lewe. En dan sal jy by hom wees.